Welkom terug, jy kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning en daar is nog baie lekker dinge om na uit te sien in vandag se episode. Ons gaan onder andere later 'n paar wenke kry om 'n Kerskoek te versier en ons liewe Elsa gaan maak ook haar debuut in 'n musiekvideo van Lihani May. Maar vir eers hoor na einste Jennifer Elsa. Ag, baie dankie, baie dankie. Wie zijn er weer? Johan, ag Brad. Kietertjie Poen, to the rescue. Ek sien al hoe staan ek met 'n kykie of 'n hondjie daar op haar. Op die kalender, nee, ons gaan hom beplan, hoor. Okay. Nie onthou, ernstig. dit is die Goeiemôre, Good Morning weergawe. So 'n koppie koffie? ja, beker, Ja. 'n tablet, jou bril. Ek gee die antwoord. Ek en julle weerskante van my. Tuis, ek weet nie waar is jy nie, maar ek kan nog maar 'n draai kom maak. Goed julle, so gepraat van Thys, want ek dink hy is nogal iemand wat vir ons meer kan vertel oor entrepreneurswese. Maar watter land dink julle fokus die meeste daarop of is die meeste daarop ingestel? Om entrepreneurs te kweek en te wees. Ek sal sê iewers in Asië, soos Japan of China of so. Die westerse lande, Ja. nê? Stem jy saam? Alhoewel ek dink ons as Suid-Afrikaners is ook ek het mos nou maar gesien toe ek ook in Amerika was, ons is planmakers. Ja. Ek weet nie of dit entrepreneurskap is nie, maar dit dalk seker maar daarin. Wel, kom ek vertel vir julle, 'n nuwe studie deur die globale betaalplatform Remitly het bevind dat Suid-Afrikaners die sterkste ingesteldheid teenoor entrepreneurskap in die wêreld toon. Deur 7000 deelnemers uit 26 lande op die sogenaamde gift scale te beoordeel, het Suid-Afrika bo uitgekom met 'n telling van 46,18 uit 60, hoër as Brittanje en Ierland. Nou die studie beklemtoon dat Suid-Afrikaners bekend is vir hulle vasberadenheid, vindingrykheid en innoverende benadering, veral in ontwikkelende tegnologie en sogenaamde start-up ekostelsels in stede soos Kaapstad en Johannesburg, wat 'n mens nou nogal nie verbaas nie. Maar dit dui ook op 'n groot gaping tussen ingesteldheid en daadwerklike ondernemingsskepping, aangesien lande met meer ondersteuning, befondsing en vereenvoudigde prosesse meer nuwe besighede registreer. Die gevolgtrekking, 'n sterk entrepreneursgees is waardevol, maar dit moet gepaard gaan met 'n omgewing wat innovasie moontlik maak. Sosiale media reageer reeds positief, baie sien dit as bevestiging van Suid-Afrikaners se wêreldklas potensiaal. En ek dink dit is nie 'n skok nie, jy het nou self verwys na Suid-Afrika en ek dink dit is wat van ons land een van die wonderlikste lande maak om in te leef. Ja, ek dink ook so, want ek dink die rede hoekom ons soveel grit het en soveel vasberadenheid het om iets te laat slaag, is die feit dat we don't sometimes have another choice but to do it ourselves. And I think a lot of businesses spring up out of providing a solution to something where there's a problem or a challenge, I should say, instead of a problem. So addressing the challenges, seeing where the gap is, and then someone will go, oh, you know what? The queues at Home Affairs are long. Let me start a business where I will queue for the people. I'll take all their documents and I will net as 'n voorbeeld. So daai tipe besighede sal nie noodwendig in 'n ander land so suksesvol wees nie, maar omdat daar sekere uitdagings is wat ons as Suid-Afrikaners in die gesig staar, the people are finding those gaps and these businesses are successful. En ek weet nou nie, dit voel nie vir my of ek vanoggend al wakker is nie, jy weet, maar ek gaan binnekort wees, maar ek dink veerkragtigheid is nogal 'n woord wat ook altyd vir my uitstaan wanneer dit kom by Suid-Afrikaners oor die algemeen. En ek dink dit is ook 'n eienskap wat so iets tot gevolg kan hê. Ja, dit is net amazing, jy weet, en as 'n ou, daai storie van 'n boer maak 'n plan, jy weet, as 'n ou ook sien hoe ouens planne maak, as hulle agterkom, nee, die hekmotor word net te veel gesteel, dan bou hulle hier een of ander dingetjie, of, jy weet, van 'n gorilla rak of 'n stuurstang wat jy toegesluit het, hoe ouens ook innoverend geraak het met daai tipe van skepings. So ons Suid-Afrikaners is maar net amazing mense, man. Ons maak 'n plan. Hulle sê 'n boer maak 'n plan en 'n boervrou het 'n plan. Jy sien, Dis feite daai. boervrou. Waar is jou nuwe liedjie? Weet jy, daai is jou volgende treffer, Pieter. Hoekom doen jy nie management nie? Daar sien jy al reeds 'n gap. Verstaan jy, ek het eers gedink aan die kalender, nou dink ek aan 'n volgende treffer. Yes. Dis hoe dinge werk hier by Goeiemôre. Jy sien wat met die volgende treffer kom maar ook 'n volgende musiekvideo en Raai, wie het nou haar debuut al gemaak? Ek kan nie wag om daai storie. Ek's 'n bietjie senuweeagtig, maar nee, wat ek net wil sê is ook, ek dink dit is wonderlik want so iets en hierdie soort navorsing dink ek skep ook hoop onder Suid-Afrikaners, jy weet. Definitief.
Veral die jonger generasie. Ons weet dat werkloosheid onder die jeug, ons het dit al telke male hier bespreek. Dit bly 'n groot probleem, maar so iets dink ek skep hoop dat daar wel ruimte is vir daai vernuwing wat kan plaasvind in hierdie land. Ja, jy het ook 'n baie interessante punt gemaak om te sê dat daar is soveel entrepreneurskap in ons bloed amper as Suid-Afrikaners, but that needs to come with the necessary support and kind of just like education and training and all of those things that need to be put in place when you do start your own business, so that you don't start a business that's immediately going to fail, that you actually have all of the tools that you need to keep that business going and to keep it growing, because that's what you want as an entrepreneur. En ek is seker daar is organisasies wat juis sulke tipe entrepreneurs soek om hulle te ondersteun en ook touwys te maak met alles en daai rigsteen te kan gee op 'n manier. So, ja, lekker. Go South Africa. Yeah. South Africa. I We guess- love you. If this was your sign to start your own business, go for it. South Africans are just on a different level when it comes to creativity. Stay tuned, because after this, we are going to learn how a South African studio is challenging us to consider child-centered design in architecture. That's going to be a really interesting chat. I'm really looking forward to that. And we've got lots more to look forward to on Goeiemorgen, Good Morning today, including a chat about the sport and, of course, Elsa's acting debut. Leonie Meis se splinternuwe musiekvideo is op pad en ons eie Elsa speel daarin. So maak seker jy bly net waar jy is. Goeiemôre, Good Morning. Is nou terug.